Liewe Heksie en die motor. Liewe Heksie en Blommie Kabouter sit op Heksie se huis se stoep. Heksie sit in haar lekker ou reistoel en Blommie sit op die stoeptrappie. Heksie sit met haar oë toe asof sy slaap en Blommie rus met sy kop op sy knietjies. Skielik gaap Blommie so 'n lang gaap. "Wat me keer, hè, Blommie?" vra Heksie. Ag, ek is sommer verveeld, sê Blommie. "Wat is dit?" vra Heksie. Ag, Heksie, as mens nie weet wat om te doen of wat om te speel nie, dan is jy verveeld. "O, dan is ek ook verveeld," sukkel Heksie met die moeilike woord. "Want ek weet ook nie wat om te doen of wat om te speel nie. Wat kan ons doen, hè, Blommie?" Ek weet ook nie, liewe Heksie. Dis te warm om wegkruipertjie te speel of om in die tuin te werk. Ek weet nie wat ons kan doen nie. En Blommie sit weer sy kop op sy knieë. "Ek wens iets wil gebeur. Niks gebeur ooit met ons nie. Dis net heeldag sit en sit en sit. Weet jy, Blommie?" Heksie krap haar kop en sy dink so bietjie. "Ek weet," skreeu sy soos sy altyd maak en Blommie skrik hom byna dood. Wat weet jy nou weer, Heksie? "Ek weet wat ons kan doen. Kom ons sing," sê Heksie. Nee, liewe nie, my kop is seer," sê Blommie. "Nou ja, dan sing ek vir jou 'n liedjie wat goed is vir 'n seer kop." Heksie wil ook sommer begin sing, maar Blommie sê, "Kyk daar, Heksie, die posman is by die hek." "Wat dink jy wil hy hê, Blommie?" vra Heksie. "Hy bring seker vir jou 'n brief," sê Blommie. "O ja, dis mos wat posmanne maak. Ek het 'n bietjie vergeet van hulle." En Heksie staan op om die brief te gaan haal. Ou Blommie sug net, want hy weet hoe Heksie dinge kan vergeet. "Haai Blommie, dis 'n brief vir jou en vir my," skreeu Heksie van die hek af. "Kyk," sê sy toe sy nader kom. "Hier op die brief staan meneer Blommie Kabouter en mejuffrou Lavinia Heks, Blommeland." "Wat sê die brief, Heksie?" vra Blommie en hy sit regop. Heksie skeur die brief oop en sy begin lees. Liewe, maar sy lees nie verder nie. Sy trek net haar ou lang swart punthoed oor haar oë, soos sy altyd maak as sy skaam kry. "Wat moet jy nou, Heksie?" vra Blommie. "Ek kan nie verder lees nie, Blommie. Ek het 'n bietjie vergeet van lees," sê Heksie onder haar hoed uit. "Maar jy dan ons name op die brief gelees?" "Ja, maar ek weet van ons name. Hierdie lettertjies in hierdie brief is te snaaks," sê Heksie skaam. "Nou toe maar, ek sal lees." Blommie vat die brief en hy lees. "Liewe Heksie en Blommie, julle sal verheug wees om te hoor dat ek Vrydag vir julle kom kuier. Ek het vir julle 'n groot verrassing. Julle wonderlike vriend Karel Kat." "Heksie, Karel kom kuier," lag ou Blommie van pure blydskap. "Wat beteken verheug, hè Blommie?" vra Heksie. "Dit beteken ons sal bly wees, Heksie." "En ons is bly, nee," sê Heksie. "Ek wonder wat 'n verrassing hy vir ons het," sê Blommie. "Wat is 'n verrassing?" "Ag man, Heksie, dit beteken hy gaan iets saambring waaroor ons gaan bly wees." "O," sê Heksie. "Wanneer kom hy nou weer?" "Hy sê Vrydag," sê Blommie. En skielik sê hy, Maar Heksie, dis vandag al Vrydag. Karel kom vandag." "Haai, o," skreeu Heksie. "Dan moet ons dadelik op my besem spring en stasie toe ry." Ja, die trein is nou hier," sê Blommie. "En dit sal daarom baie lelik wees as ons nie op die stasie is om Karel te groet nie." Hulle spring op Heksie se besem en vlieg vinnig stasie toe. Hulle en die trein kom gelyk op die stasie aan. Hulle spring van die besem af en is net betyds om te sien hoe die trein aankom. Een wa na die ander ry by hulle verby, maar hulle sien glad nie vir Karel Kat nie. Naderhand staan die trein stil en die mense begin afklim. Heksie en Blommie kyk, maar hulle sien nêrens vir Karel nie. Naderhand is al die mense van die trein af en die trein ry weg. Toe begin arme Heksie huil. "Karel Kat het nooit gekom nie," huil sy. "Sien jy, ek het vir jou gesê niks gebeur ooit met ons nie." "Toe maar, Heksie, ons gaan maar huis toe," sê Blommie, en sy hartjie is ook baie seer. "Miskien kom Karel op 'n ander Vrydag."
Blommie en Heksie is so hartseer dat hulle nie eens op die besem klim nie. Hulle loop sommer huis toe en Heksie sleep die besem agter haar aan. Toe hulle naby Heksie se huis kom, gaan staan Heksie skielik. Wat is dit nou, Heksie? Vra Blommie. Blommie, fluister Heksie bang. Kyk wat se snaakse ding staan daar voor my huis. Ek dink dis 'n gogga. Blommie kyk en toe begin hy lag dat hy eintlik sy maagie moet vashou. En wat is miskien so snaaks? Vra Heksie vies. Jy sal nie lag as daardie monster jou tone afbyt nie. Dis nie 'n monster nie, Heksie, dis 'n motorkar, sê Blommie. Jy weet mos hoe lyk 'n motorkar, jy het mos al baie gesien toe ons by die see was. Ja, sê Heksie en sy boor met haar toon in die grond omdat sy skaam is. Ek het net 'n bietjie vergeet van motorkarre. Ek wonder wie se motor dit is, Heksie. Miskien het die koning besluit om vir my te kom kuier, sê Heksie en sy trek haar ou lang swart jas mooi reg en steek haar neus in die lug. Die koning se motor is baie groter, sê Blommie. Maar kom ons gaan kyk wie se dit is. Hulle stap huis toe en wie dink julle sit daar op die stoep vir hulle in wag? Karel Kat. Karel, skreeu Blommie. Haai Karel, sê Heksie. Hoe kan jy hier wees? Jy was dan nie op die stasie nie. Natuurlik was ek nie op die stasie nie, lag Karel en hy gee sy snor so 'n draai. Maar gaan julle my dan nie groet nie? Dag Karel, hoe ek is so bly om jou te sien, sê Blommie. Hallo Karel, jy was nie op die stasie nie, sê Heksie weer. Nee, ek was nie, want ek het met my eie motor gekom, sê Karel en hy trek die keer sy rooi strikdasie reg. Hy het 'n splinternuwe strikdas om sy nek en 'n splinternuwe rondebol kuil op sy kop. Jou motor, sê Heksie en Blommie gelyk. Ja, sê Karel. Ek het mos gesê ek het vir julle 'n verrassing. Ek is baie verras, Karel, sê Heksie. Wanneer kan ons 'n bietjie in jou motorkar gaan ry, hè? Heksie, mens vra nie sommer so nie, sê ou Blommie vies. Natuurlik kan sy vra, sê Karel. Ons gaan sommer nou 'n bietjie ry. O, wonderlik, sê Blommie en hy klap sy handjies. Dan moet ek net eers gou my hare gaan kam, sê Heksie en sy hardloop in die huis in. Na 'n lang ruk kom sy terug en haar hare hang nog net sulke toutjies onder haar hoed uit, maar aan die een toutjie het sy 'n strikkie vasgemaak. Lyk ek darm goed so, vra sy in sy rol haar oë. Lavinia, jy lyk pragtig, sê Karel en hy hou sy poot uit om Heksie in die motor in te help. Haai, dankie Karel, jy's 'n ridder, sê Heksie en sy val byna oor haar voete toe sy in die motor klim. Toe hulle mooi in die motor sit, trek Karel weg. Mens sien net stof waai. Jy moet mooi stadig ry, hoor Karel, dat almal ons kan sien, sê Heksie. Nou goed, Lavinia, lag Karel en hy ry 'n bietjie stadiger. Haai, maar die motor ry lekker, Karel, sê Blommie. Ja, sê Karel. Elke nou en dan skreeu Heksie, jo, en dan waai sy vir 'n kaboutertjie wat in sy tuin werk of sommer net in die straat loop. So ry die 3 al Blommeland se strate deur en toe terug na Heksie se huis. By die huis sê Karel, Lavinia, ek is daarom nou dors, hoor. Jy weet ek het ver gery vandag. Ja, ek gaan nou dadelik vir ons melk inskink. Kom sit julle 2 by my in die kombuis. Heksie skink die melk en terwyl hulle drink, vertel Karel hulle van sy motor. Toe hulle klaar gedrink het, sê Karel, ek is nou so vak, ek gaan nou eers 'n bietjie rus. Vanaand kan ons weer in die motor ry. Ja, ek gaan ook rus, sê Blommie. Ek sal maar op die stoep gaan sit en kyk dat niemand die motor steel nie, sê Heksie en sy gaan sit op die stoep en Blommie en Karel gaan rus. Dit was al byna donker toe die 2 eers wakker word. Haai, die arme Heksie sit seker nog altyd op die stoep, sê Karel en hy en Blommie gaan stoep toe. Maar wat sal hulle daar sien? Die motor en liewe Heksie is weg. Karel, sê Blommie benoud. Dink jy 'n dief het die motor gesteel of 'n liewe Heksie ook? Ek weet tog nie, Blommie, maar ons moet na hulle soek, nou dadelik. Karel en Blommie begin soek. In elke straat in Blommeland soek hulle, maar hulle kry nie vir Heksie of die motor nie. Naderhand is dit so donker dat hulle niks meer kan sien nie. Karel sug. Nou ja, ons moet maar huis toe gaan, Blommie. Dis nou te donker. Môre sal ons maar verder soek.
Sê nou liewe heksie het dalk seer gekry. Huil Blommie. Moenie daaraan dink nie, Blommie. Kom, ons kan tog nou niks doen nie. Kom, ons gaan liewer huis toe. Môre vroeg sal ons weer begin. Die volgende oggend vroeg is hulle op om na Heksie en die motor te gaan soek. Net toe hulle by die hekkie kom, hoor hulle iemand sing. Swadra al in die een kant. Dis heksie, Skreeu Blommie. Ja, dit is, sê Karel en hy begin lag. Kyk daar, Blommie. Daarop. Sy trek baie swaar aan 'n tou wat aan die motor vasgemaak is en agter loop Trompettertjie Olifant. Hy stoot die motor. Joe, julle twee, Skreeu Heksie toe sy vir Blommie en Karel sien. Sy en die olifantjie stoot en trek die motor tot by die hek en toe sê sy, so ja, Trompettertjie, hier is ons. Lavinia Heks, sê Karel kwaai. Waar kom jy vandaan en waar was my motor? Toe kry Heksie skaam as sy trek haar hoed oor haar oë. Ek is jammer, Karel, maar gistermiddag toe julle slaap, was ek sommer lus om 'n bietjie in die motorkar te sit. En toe trek ek sommer 'n bietjie aan so 'n armpie tussen die twee voorste sitplekke en toe loop die ou motortjie in die bos in. Jy het die handrem getrek, sê Karel baie kwaai. Ja, dis wat Trompettertjie se pa ook gesê het. Dit was die handebriek. Die motor het met sy neus teen 'n boom gaan staan, maar Trompettertjie se pa het sommer die duik met sy slurp uitgeslaan. En toe help Trompettertjie my om die motor weer terug te stoot, want ek kan nie bestuur nie. Sal jy my leer, hè, Karel? Karel is so kwaad dat hy amper nie kan praat nie. Lavinia, jy kon dood gewees het. Weet jy nie, mens moenie met die remme en die goed lol as jy in 'n motor sit nie? Ek weet nou, Karel, en ek is baie jammer, sê Heksie huilerig. Ek sal nooit weer nie, ek het so geskrik. Nou ja, toe dan maar, sê Karel. Ons moet seker bly wees dat jy lewendig teruggekom het. Ons het gedink jy het seer gekry of iets, Heksie, sê Blommie. Ons is baie bly jy's weer terug. Ai, dankie Blommie, sê Heksie. Nou kan ek daarom nie meer sê daar gebeur nooit iets met my nie, né?